episode op Jende. Althans van Frankrijk. En jullie... Verskoon my, mooie dames, ek moet gaan. Kom saam. Keer 'n bietjie die ou as jy kan. Dit is rots, hè? Meneer, hier is 'n boodskapper. Hy sê dis dringend. Wat is dit nou? Kom hoor hier, Boelebak. Gou stalle toe en sê hulle moet dadelik my perd opsal. Kry jy intussen tyd my uniform reg? Sekerlik, meneer. Ek is jammer. Ons sal maar verder moet veg wanneer ek terugkom. Weg is jy. Kyk mooi wat ek doen, hoor jy? Ek sal leer veg. Stel terug. Dis reg. Spring! Mooi, ja. Mooi. Wat dink jy? Ek probeer 'n swaar vegter maak van 'n dom hoender. Dis lekker. Ag, jy loop weer. Dis reg. Nou maak ek presies uit van jou berenbek. Sien jy, vlug? Hy het gevlug. Ek het gewen. Speel nog. Dis te lekker. Ag, toe moet ek dalk wen hy die keer. Of dalk wen jy weer. Lyk dinge roftie? Dis beter, die nuwe hoefys is dit lekker gemaklik. En nou sal jy weer kan draf en galop soos jy moet, nee roftie. Sit dit reg? Hier is iemand wat dringend met jou wil praat, Brackenjan. Is daai brief vir my? Dit is en is baie belangrike nuus vir u, meneer Brackenjan. My loyale en beste musketier Brackenjan. Ek het weer eens jou dienste nodig. Gaan asseblief vanmiddag na die Vark en Ot herberg. Dit is baie belangrik. As jy daar aankom, gee die volgende wagwoord vir die herbergier. Aha. Ek is jammer, Juliet, maar ek sal onmiddellik moet vertrek, my skat. Pas jou mooi op. Ek sal so gou as moontlik weer terugkom. Totsiens. Totsiens, en gedraai julle terwyl ek weg is. Kom gou terug, papi. Waarheen gaan papa? As ek daaraan dink dat volmaaktheid in jou wêreld maar 'n vlietende oomblik duur in die gang van die tyd, en dat jou volmaakte skoonheid moet vergaan van dit my wil. Portos! My liewe Portos, maar dis 'n heerlike verrassing. Wat maak jy hier? Ek is regtig bly om jou weer te sien. Jy lyk goed, sê my eers, hoe gaan dit met jou? Is jy nog so haan onder die henne, ou armies? Ek sien jou straat daar jou groot brandstiek brak. Ek kan nie op my spel konsentreer met julle geklets nie. Ja, nee, sulke verwaande luidrugtige snuiters soos julle twee is genoeg om enige praktyk te laat wys. Meneer, ekskuus. As ons julle gepla het, vra ek om verskoning. En mits julle die beledigings terugtrek. Sê jy liever jou woorde, anders druk ek hulle met my swaard in jou keel af. Moenie my ma dreig nie, jou dom rondloper brak. Sê ekskuus of so nie, sal ek jou die maniere leer wat jou ma vergeet het om jou te leer. Laat ons sien wil hier wat verweg.
Wat zo? Dis waar met twee maters in 'n woeste slaapgebed. Ek kan my hier gelukkig glo nie. Weet julle ouens van watter drie dinge hou ek heel meeste? My maat, 'n lekker geveg en 'n heerlike bord vol herbergkos. Gezondheid. Ja. As jy dalk jou tande vanmôre gewors het, sê So, en waar is jou groot mond nou? Jy's niks anders as 'n lafaard nie. Toe weg is jy. Verste wonderlik, ons is weer saam. Onthou julle nog? Een vir almal en almal vir een. Ek wil 'n voorstel maak. Kom ons drink 'n heildrank op die feit dat ons vier weer na so lank tyd bymekaar is. En dat ons vriende gebly het deur soveel jare. Dat ons mekaar nou hier moes raakloop. Ek is seker dit het nie toevallig gebeur nie. Dit is nou juist wat ek gestaan en dink het, Portos. Jy's reg. Ek het 'n boodskap gekry dat ek vanmiddag dringend hierheen moet kom en 'n wagwoord gee. Ek ook, Brackenjan. Presies dieselfde het met my gebeur. Kom ons gee die wagwoord vir die herbergier. Dan kyk ons wat gebeur. Herbergier, Meneer, bring vir ons 'n beker van jou beste wyn en 'n groot bord kaas en nog een met lekker ham. en wil almal van die ham hê? Ja, ons wil almal van die ham hê. Dis reg, ja. En as ek vir julle sou sê, een vir almal. Sê ons almal vir een. Nou is ek seker, julle is die musketiers vir week gewag. Ja. Ons is die musketiers. Dan sal ek nie langer julle tyd mors nie, meneer, volg my. Die koningin? Die majesteit. Wees gegroet, my dapper musketiers. Ek het geweet julle sal my nie in die steek laat nie. Ek het julle na die herberg toe laat kom omdat ek julle hulp dringend nodig het. Daar is baie snaakse dinge aan die gang in die paleis die afgelope ruk. Die koning tree eienaardig op, dis amper asof hy nie homself is nie. Julle is die enigste mense wat ek kan vertrou en by wie ek kan hulp soek. Wat wil jy hê moet ons doen, u majesteit? Ek wil hê julle moet elke middel tot julle beskikking gebruik om uit te vind wat aan die gang is en wie daar agter sit. Ons doen dit met plesier, moet u nie verder kwel nie. Nou, ek kan ook maar die hele saak met 'n geruste hart aan ons oorlaat. Inderdaad. Ons sal uitvind wat daar aangaan. Maar ek het geweet ek kan op julle staat maak. Ek wil hê julle moet vandag hier in die herberg slaap en lekker uitrus en dan vertrek ons môre almal na Parys. My dapper musketier. Ja, u majesteit. Mag ek net een vraag vra, u majesteit? Hoe het u so gou op ons spoor gekom en ons gekry na al die jare? Ja, sê ons die majesteit. Hoe het jy geweet waarom ons in die hande te kry? Baie maklik. Jy sien, ek het die hulp gehad van 'n getroue onderdan en 'n ou vriend van ons almal wat my hierheen gebring het. Dis nou ek. 'n Dag sê maters. Grote griep. Ek het gedink ek sien jou nooit weer nie, Pom. Wel, hier staan ek voor jou lewende lywe. Julle het tog nie gedink ek sal julle toelaat om sonder my te werk nie. Kom nou, musketiers. Dis sekerlik nie hoe julle van my ken nie, hè? Pom, 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 pom. Stap tog die gepom. Dit klink soos 'n klavierkonsert. Tot ziens, tot ziens.
Graaf, ons het met sy oë gesien. Ons het gesien. Ons het nou net. Ja, toe bedaar net, jy idioot. Ek kan nie 'n woord verstaan van jou gebabbel nie. Hallo, diep asem en dan sê jy my wat jy my wil sê, jou armsalige stommer. Hy wil maar net sê, ons het hulle gesien. Dis reg. Dis presies wat ek wou gesê het, Graaf, om Google. Hulle was daar voor die herberg. Toe is hulle saam met 'n koets daar weg op 'n stywe galop. Wel, uiteindelik. So, hulle doen 'n koetsgeleide en 'n wonder ek wie in die koets sou wees. Maar toe maar ons sal die raaisel gou opdaag, dis verseker. Wel, ons moet dit eenvoudig verhinder dat hulle Parys haal. Ons sal vir hulle 'n lokval in die woud stel. Ruim gou die kamp op, maak julle gereed om aan te val. Vandag is die dag waarop ons gaan klaar speel met daardie verwaarde musketiers. Vandag kom hulle so waar hulle moes. Looks like we're in the team. Now we must fly. Hey, we got big guys. Ek voel duiselig, Brakkenjan. Ek lê al hoogtevrees hier waar ek nou sit, is dit daarom baie hoog. Oké, soja, starig, miljoen. Hey, niet zo haastig, hé. Mijn gunsteling tijd verdrijven is om harde koppers achter te maken. Nee, man. Sê my, is jy nie op dors nie? Ja, kom ons maak 'n draai by die herberg, ek betaal. Een ding van die werk waarvan ek nie hou nie is die nagtelike rondes. In die winter is die koue ondraaglik en in die somer vreet die muskiete op. Ek dink ek moet 'n ander werk soek. Ek hou weer daarvan om elke nag dieselfde rondes te doen. Dis lekker. Huh? Het jy dit gehoor? Aha. Uit watter rigting het dit gekom? Ek weet nie, alles is nou stil. Daar sit weer iemand skree. Dit kom uit die woud uit. Kos gekyk. Hulle spaar ons al die moeite op doen. Kom, mensen, kom hier. Ons gaat door die glas door. Kom terug, julle lafaards. Meneer Rudy, anders sny ek jou neus af en kerf hom fyn met my swaard. U Majesteit. Dankie. Daar gaat hy. En het was so 'n mooi koets. En nou gaan jy ons vertel wie se familiewapen is daai, jou skurk. Maar as jy nie wil praat nie, gaan jy spyt wees. My geduld begin opraak. Ek vra jou vir die laaste maal, skobbejak. Aan wie behoort daai wapen?
Dit behoort aan... Pas op, Vlad! Sê my, vir wie werk jy? Toe, praat nou, man. Toe nou. Hy mos jou asem. Die arme ding sit daarvan vra antwoord is verby, Brackenjan. Hy is so dood soos 'n mossie. Kyk self. Het jy die eienaardige familiewapen gesien wat op sy bors getatoeëer was, hè? Die eienaardigste van alles is nie die wapen nie, maar om te sien hoe die beroemde musketiers op pad Parys toe na Lokval gelei en aangeval is deur onbekende rowers. En dat hulle vergesel word deur 'n vreemde vrou toegewikkel in 'n mantel. Is hoe jy majesteit, hè? Kom eens ry. Ek kan sê my wil opbreek, maar ek was aan dapper my om so met my hoog te vrees voor hy gevaarlike afgrond te hang. Dapper was ek dood. Wel, ons avontuur het interessanter moet begin as ek ons verwag het. Hoe Net so. wonder wie daar is. Ons het in die bos weggekruip en hele geveg dopgehou, eminensie. Hy het sy hemp oopgeskeur met sy swaard. Ja. En daar was sy eienaardigste familiewapen op sy bors getatoeëer En daarna het hulle die reis na Parys voortgesit in die geselskap van 'n onbekende dame wat 'n donker mantel aangehad het. Julle is reg. Die hele voorval wek mense agterdog. Hier is iets vir julle moeite en nou kan julle maar gaan. Toe, skot. Weg is julle. Verbrande vlieg. Ek haat vlieg, ek haat hulle. Kom hier, jou verpesting. Vir jou slaan ek kapswink. Nadat hulle aanvallers in die woud verdryf het ons maats die koningin veilig na Parys gebring. Hulle was gereed om weer in die diens van Frankryk en die kroon te staan. Maar aan wie sou die vreemde familiewapen behoort? En wat sou agter die koning sy aardige optrede skuil? In die volgende episode loop ons maats, die musketiers, 'n ou maat, kaptein de Treville raak. Hulle ontmoet ook weer die getroue bediende Planchet, wat nou die trotse eienaar van 'n herberg is. 'n Oneerlike klant vind gou uit dat dit beter is om vir sy kos te betaal as om die musketiers aan te dink.